Johannes 5 vers 1 tot 9 vertel ons van 'n man wat al 38 jaar siek was. Hy het by die bad van Bethesda in Jerusalem gelê, 'n plek waar siekes, blindes, krepeles en lammes gewag het vir die roering van die water. Ja, die mense het geglo dat die eerste een wat in die roering van die water in die bad sou kom, gesond sou word. En hierdie man het al dekades lank gewag, 38 jaar. Sy liggaam was moeg, sy geloof het begin afneem, maar tog het hy elke dag gebly en wag vir 'n wonderwerk. Die vraag is, hoe lank wag jy al? Hoe lank wag jy al vir genesing, vir 'n wonderwerk in jou lewe? Wel, die man sê vir Jesus in Johannes 5 vers 7, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Hierdie man blameer ander vir sy situasie. Nou, die spel van beskuldiging of die blame game wat in die tuin van Eden begin het, is nog steeds die grootste leuen in ons samelewing vandag. Om te glo dat iemand anders verantwoordelik is vir ons seëninge. Hoor gou, niemand kan jou weerhou van Abba Vader se krag nie. Geen situasie is te moeilik vir hom nie. Hy is gister, vandag en môre dieselfde. So Jesus vra vir die man, wil jy gesond word? Het jy gehoor? Jesus vra nie, wil jy hê dat iemand anders jou help nie. Jesus vra eenvoudig, wil jy gesond word? En dit is dalk 'n vraag wat jy moet hoor en self ook moet beantwoord vandag. Want wat as Abba Vader vandag vir jou vra, wil jy vrykom? Wil jy verandering sien in jou lewe? Wil jy genesing, liefde en herstel beleef? Die man het verskonings gehad. Hy blameer ander vir sy stilstand. Maar Jesus sê eenvoudig, staan op, neem jou bed op en loop. Hoor gou, die genesing was onmiddellik. Dit was prakties en dit was direk. En die krag van sy genesing het gekom toe hy sy geloof in aksie sit, toe hy gehoorsaam gereageer het en sy lewe oopgestel het vir die aanraking van Jesus. En hierdie verhaal herinner ons dat genesing en vryheid nie van ander afhanklik is nie. Jy hoef nie langer te wag of verskonings te maak nie. Wat as Jesus jou vra, wil jy gesond word? Wil jy vrykom? Wil jy in die droom loop wat ek nog altyd vir jou het? En as jou antwoord ja is, staan op in geloof. Staan op, reageer in gehoorsaamheid en maak jou lewe oop vir sy aanraking. Glo dat sy krag en genade ook genoeg is vir jou om self die langste seer en die grootste swakheid te oorkom. Vandag kan jy ja sê vir genesing, ja vir 'n wonderwerk en ja vir sy krag, ja vir die roeping wat hy nog altyd vir jou het. Net soos die man wat al 38 jaar gelê het, kan jy jou bed optel, uit jou omstandighede opstaan en loop in die krag van Abba Vader. So daarom staan op en reageer vandag op sy roepstem.